die bekroonde Afrikaanse digter, Alta Strauss. Hallo Alta. Hallo Davie. Dis heerlik om jou hier te hê. Baie dankie. Ja, 'n woordsmid soos jy moet 'n gewilde Afrikaanse woord hê. Wat is jou gewildste Afrikaanse woord? Verruklik. Nee, is my gewild. Daar steel jy verskrikkelike is ook 'n baie mooi woord, Ja. kan ek vir jou sê. Jy's nou onlangs vereer vir jou bydrae tot Afrikaans. Waarvoor was dit geweest? Ek het 'n oorkonde ontvang by die Genootskap van die Handhawing vir Afrikaans vir my bydrae tot die Afrikaanse literatuur en veral die digkuns. Jy het al hoeveel digbundels het jy al geskryf? 2. En wat is die titels daarvan? Die eerste een was Steeds Vrou geweest. Dit was 'n duet bundel en dan later Net Ek. En later vanjaar sal daar nog een verskyn op die rakke. Afrikaans is vir jou baie spesiaal, maar hoekom is Afrikaans so spesiaal? Is Afrikaans nog belangrik? Ja, natuurlik is Afrikaans belangrik. Ons vier hierdie jaar 100 jaar van Afrikaans as 'n amptelike taal, maar eintlik vir 'n taal om 'n amptelike taal te wees, beteken dit alreeds lank voor dit 'n aanloop gehad het, 'n ontstaan gehad het en ontwikkel het. En 50 jaar voor die amptelik wording van die taal was dit alreeds 'n taal. En saam met dit is dit ook 'n mylpaal vir vryheid, want 'n man sonder sy taal in sy mond is eintlik maar net 'n slaaf. So ons het ons eie taal en is 'n pragtige en ryk taal. Maar hoe gaan 'n mens te werk om 'n taal te bewaar en wat gaan verlore as 'n mens 'n taal verloor? Ek dink dit is baie belangrik om daaraan te skryf, om dit te praat, om ons kinders aan te moedig om dit te lees, maar heel meeste van alles om 'n liefde vir Afrikaans te kweek. Dit is hoe ons dit bewaar en hou en ook wanneer 'n taal verlore gaan daar iets van ons kultuur en ons identiteit verlore saam met dit. So die wêreld is 'n armer plek wanneer 'n taal verlore gaan, enige taal. Mag ek jou vra, Hartstaal, daar's 'n paar van jou gedigte wat ek al gelees het. Hartstaal is een van hulle. Wil jy dit nie vir ons voorlees nie, of voordra of opsê of wat sê mens? Hartstaal, waarom stoei my hart altyd so met jou, jy in wie my siel diep stil vasgeanker staan, my storm en my vrede. Alles verander, maar jy bly. Altyd so op 'n afstand, maar altyd hier by my. Is van jou gedigte al getoonset in liedjies gemaak? Ja, daar's al vele van die gedigte getoonset deur verskeie kunstenaars, soos onder andere deur Elmeyker. Ja. En hoe voel dit? Hoe voel dit as jy hoor dis jou woorde wat daar gesing word? Och, dit doen net iets anders aan dit. Dit is asof die gedig lewendig word en dit is altyd 'n groot voorreg vir my wanneer enige iemand dit toonset. En dit is vir my voorreg geweest vanoggend met jou te gesels. Baie dankie. Doen so voor. Dis al wat ek sê. Nou ons rug teen rug kunstenaar Elmeyker het een van Alta se gedigte getoonset en sy in ons agbare Leon gaan dit nou vir ons sing. Ja, nou ja, hier is ons nou, Elmey. Is jy reg hiervoor? Ek is reg. Hoekom hierdie spesifiek een? Want daar was 'n paar wat jy getoonset het. Daar was 'n hele paar, maar ek dink partykeer die hart van 'n gedig praat met 'n mens en altyd se gedigte praat met my hardop. Ja. Maar hierdie ene was vir my net, dis 'n mooi mulgie tussen fantastiese musiek en haar lirieke. En ek hou van wat jy met die toonsetting gedoen het. Wees lief vir my in Afrikaans. Bietjie jazz. Bring vir my ryke van jasmijn en lemoenbloeisels. Dans met my op mentblare onder die sterre wat kleur bring aan die nag. Wys my die hele wêreld, maar wees lief vir my in Afrikaans. Sing vir my 'n liedjie, sing vir my 'n liedjie, wat saggies soos die loterie in my siel kom val. Dit is al Bring
vir my ryke van jasmijn en lemoenbloeisels. Dans met my op mentblare onder die sterre wat kleur bring aan die nag. Wys my die hele wêreld, maar wees lief vir my in Afrikaans. Sing vir my 'n liedjie, sing vir my 'n liedjie, wat saggies soos die loterie in my siel kom val. Dit is wat saggies soos die loterie in my siel kom val. Dit is Magtig. Elmae Church, ja. Is heerlik.